Vriende, hartlik goeiemôre. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense van die wêreld. Dankie dat jy by ons inskakel vanmôre. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons skriflesing vanmôre kom uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Ons gaan lees vers 1. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. 'n Mens kry twee soorte Christene, sê Paulus. Die een soort het geestelik gegroei en ontwikkel. Die ander het geestelike babas gebly. Want sedert hulle tot bekering gekom het, het hulle geestelike lewe niks gevorder nie. Hulle is nog op dieselfde plek. Hulle swig steeds voor die selfsugtige versoekings en kan die mees basiese beginsels in die woord van die Here nog nie eers verstaan nie. Met hulle moet jy oor die Here praat, soos jy met 'n baba praat. Dis nogal erg om te dink dat Christene so verskriklik vas kan val in hulle geestelike lewe. Geen mens wil tog 'n babietjie in God se oë wees nie. Daarom moet jy groei. Wat is dan die verskil tussen geestelike volwasse Christene en geestelike babas? Wat is die geheim van die wat volwasse is in die geloof? Hier in ons teks staan dit vanmôre. Geestelike volwasse mense laat hulle deur die Gees van God lei. Dit maak die verskil in hulle lewe. In hulle lewe neem die Gees van die Here die besluite en die leiding. Hy bepaal wat hulle doen en wat hulle sê. Hy gee lig wanneer hulle die woord lees, sodat hulle dit werklik kan verstaan. En so groei hulle. En nou is die vraag vanmôre, watter soort Christen is jy? Watter rol speel Christus in jou lewe? Hoe erns het jy in jou hart om te groei in jou geestelike lewe? Of is jy een van daardie mense wat maar net tevrede is om 'n babietjie te bly in die geloof? Die wil van die Here is dat ons moet groei, dat ons geestelik volwasse sal word en werklike verskil kan maak in God se koninkryk. Kom ons vra die Here vandag om in ons harte te werk en deur sy woord en gees ons te laat groei in die geloof, dat ons lewens sy naam sal verheerlik. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons in 'n nuwe dag voor u genadetroon kan neerbuig en u kan loof as ons God en koning. Baie dankie vir die kosbare werk van u Heilige Gees in ons lewens en vir u woord wat u elke dag aan ons kom bekend maak. Laat ons in u glo en elke dag van harte kies om die Here na te volg in woord en in daad. Wil u uit genade al ons sonde vir ons vergewe en was ons skoon in Jesus se bloed. Motiveer ons en inspireer ons dat ons lewens u sal verheerlik en dat ons geestelik sal groei. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.